Kursus. Eintlik gaan het oor seëninge en vloeke. En ek dink jy het hierdie ding bietjie agter my Penny. Penny. Ek dink jy het hierdie ding bietjie agter my. Ek staan nie daar nie. Seëninge en vloeke. Waaroor hierdie ding gaan. Wat is dit? The blessings over your family. It's blessings and curses. Ja. Wat is dit? Vloek uit op geplaas van die ouers op tyd van die voorouers af, kant af. Goedheid en guns en dan obviously vloeke is. Vloeke en seëninge, die definisie daarvan, wat is dit? Stop Johan. Ja, ouers. Beide is voertuie van bonatuurlike krag, vir goed of vir sleg. Beide kan gaan en aangaan vir geslagte. Die oorsprong is woorde, gespreek of geskryf. En dit kan ook op voorwerpe geplaas word. Wat is dit? As in a curse, Dad. Nou is 'n curse. Someone. Hoe plaas jy 'n vloek op iets? Spreek. Negativiteit, dis spreek. Ja. Ja, sweet. Kom ons kyk gou na 7 vorms van vloeke en seëninge, die verskil tussen die twee uit Deuteronomium 28. Die een is verhoging. Dit is 'n seën. Die teenoorgestelde daarvan is vernedering. Dis die vloek. Die volgende een is produktiwiteit. Is die seën. Met ander woorde, dit wat jy vat is vrugbaar. Dit bring goed. Dit bring seën voort. Die ander een is onvrugbaarheid, in Engels barrenness, wat by meeste gevalle, veral by vrouens, omtrent altyd 'n resultaat van vloek is. Die volgende een, die seën is goeie gesondheid. Die teendeel vloek daarvan is siekte, en dit is allerhande siekte. Allerhande siekte. Het julle gewonder hoekom ons so 'n klein handjie vol hier vandag? Dan gaan jy nou sê, jy gaan môre mense wees in die diens wat glad nie weet waaroor môre se diens gaan. En as gevolg van die feit dat hulle nie hier is nie, gaan julle die vloek in hulle lewe sien aangaan. Hoor julle wat ek sê? Julle gaan dit sien aangaan in hulle lewe. En hulle gaan nie 'n idee hê waaroor môre se diens gaan nie. Hulle gaan dink hulle weet iets, maar dan nou weer ons almal dink ons weet iets, nee. Weet ons iets? Oeps. Jy okay? Die volgende een is voorspoedigheid. Wat is dit? Prosperity. Wat is dit? Dit is 'n bose ding. Ja. Wat ja, jy kon er net aan. Nee, it wasn't her, it was me, Dad. Is prosperity 'n bose ding? Ja. Is voorspoed 'n bose ding? Nee. Nee. Soos wat dit vandag gepreek word, is dit heeltemal 'n valse ding. Heeltemal. Wat is die teenoorgestelde daarvan? Teenspoed. Armoede,
en mislukking teëspoed. Okay. Die volgende een is oorwinning. Dit is die seën. Die vloek daarteen is, wat is die vloek in Afrikaans? Mislukking. Oorlog. Nee. Negatief. Die aftokblaas. Die fight verloor. Oorwin. Nee, oorwinning is die seën. Die teenoorgestelde daarvan is die vloek, wat is dit in Afrikaans? Jy verloor. Ja, laat. Jy misluk. En dan is jy misluk. Julle sal sien hoe mense wat vandag hier hoor, wat nie vandag hier is nie, misluk gaan bly. En as ek nou 'n ou was wat gedobbel het, so ek geld opgesit het. Maar dan sou ek jou waarskynlik die name genoem dat ek verdink. Die volgende seën is autoriteit. Wat is die teenoorgestelde daarvan? Intolerance. Intolerance. Authority en wat? Slavery. Hm? Slavery. Hopeloosheid. Die een is die kop en die een is die ster. Die volgende een is above, bo. Wat is die vloek daarvan? Onder. Beneath. Weakness. Onder. Wat is die verskil tussen 'n kop en 'n ster? Die sterk moet follow die kop. Dit was boven die sterkte onder. Ja. Die kop is altyd voor en bo. Ja. Die ster sleep aan net agterna. Ja. Hy is onder. As jy gaan sit jy bo-op hom. Dis die verskil tussen bo en onder in die kop en die ster. En dan kom ouens by mekaar en vra hulle, nou, hoe gaan dit vandag met jou? Nie onder die omstandighede, seker maar goed. Wat soek jy onder die omstandighede? Hoekom is jy onder die omstandighede? Hoekom is daai ding aan? Sê ons. Okay. Ek het nie geweet of jy op video of iets wil gewys Nee, het. ek is geen video's. Okay, nee, is reg. Sit hom af. Ons kyk. Dis reg. Voel jy net of iemand agter my staan? Wat soek jy onder die omstandighede? Hoekom gaan dit met jou goed onder die omstandighede? Wat se omstandighede is jy onder? Die gebeurtenis wat nou onder jou gebeur. In other words, it's not going well with you. It's actually going bad because your circumstances are terrible. You got yourself there. Ja. Maar hoekom? Hoekom is mense onder die omstandighede en nie bo? En bo die omstandighede. Hoekom is jy nie in beheer van jou omstandighede? Omdat God 'n beheer is daarvan. Is dit God se wil dat jy hopelose Nee, mislukking is? nee. Jy's in Je eigen keuses. Nou, hoe kan jy sê dis God se God se? ja, ek het gereken hy's in beheer van Jy sien alles. daar's 'n kondisie aan elke belofte van God. Daar's 'n voorwaarde aan elke belofte van God. Wie sal Deuteronomium 28 gaan lees? Wat lees jy daar? Jy lees van die vloeke en die seëninge. Jy lees van dit sal goed gaan met jou in die veld, dit gaan goed met jou in jou ingang en jou uitgang. Kom ons kyk gou daarna. Kry Deuteronomium 28 vers 1 en 2. Iemand anders kry vers 14 en 15. Die Bybel. Deuteronomium 28, as jy Bybel.
wil lees. Ja, lees. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al die gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Die engel sê dat dit sal jou inhaal en jou oorval. Wie wil sal oorval deur seëninge? Ja. Yes. Dus julle klink nie vreeslik seker nie. Nee, wat sal JP? Wat is oorval? Dis is 'n Overcome. Someone chasing you, catching up with you, and tackling you down. Dis oorval. ja. Wie wil sal oorval deur seëninge? Ja. Wie is nou oorval deur seëninge? Ja. Ja. Definitief. Yes, beta. Maar hy het gesê hierdie gaan nou net sommer gebeur met hy jou lyk. Nee. Weet jy begin? As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al die gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal Hy sê as jy dan nou goed luister, nou in die Hebreëse konteks word die woord luister herhaal. Hy sê as jy dan goed luister. So wat jy in die Nuwe Testament kry waar hy sê nie elkeen wat sê Here, Here. Met ander woorde, hy bring jou aandag. Wil hy jy moet gevestig hê op die punt wat hy stel. As jy dan luister, en dan sal dit goed gaan met jou. Dit sal so goed gaan met jou, het gaan jou oorval. Wat sê 14 en 15? en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie. Maar as jy nie Moenie agter ander gode aanloop nie. Net voor hy verder lees, hy sê in Exodus 20 sê hy jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Is dit wat hy daar sê? Wie julle gou check? Nou in die Hebreëse konteks sê hy geen ander gode langs my of voor my hê nie. Met ander woorde, nie soos die Katolieke sê jong, ons wil nou vir jy so iets vra, maar ons is 'n bietjie bang, so ons gaan sê ma vir hom sy arm 'n bietjie te draai. Ons gaan nou vir Maria 'n bietjie bid en vir sy hoorie. Praat 'n bietjie dan met jou. Jy besig om afgod te vra om vir jou voorbereiding te maak voor die God van hemel en aarde. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Gaan aan. Maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al die gebooie en die insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Nou, 'n voorbeeld hiervan is veral in Suid-Amerika en in die Latijns-Amerikaanse lande kry jy goed soos Santeria en in Afrika wat jy kry waar hulle die voorvaders en toordokters en goed gaan raadpleeg. Nou, dat twee ouderlinge in 'n Christenkerk 'n probleem met mekaar opgetel. En die een het gegaan na 'n toordokter toe. En die toordokter het hom gehelp want hy's 'n Christen. Die toordokter is 'n Christen. Hy vat 'n spieël en hy smeer modder op die spieël. En hy gee dit vir die ouderling wat hom kom raadpleeg het. Gee hy en hy sê, vee die spieël skoon en kyk wat sien jy. Hy doen dit toe en hy sien die gesig van die ander ouderling. En hy sê vir hom, ek sien die gesig van die ander ouderling. En hy gee hom 'n mes en hy sê, kap die spieël stukkend en sny hom en kyk wat sien jy.
Hy doen dit toe, daar kom toe bloed uit. Nodeloos om te sê dat die ander ouderling is dood. Dis towerry. Jy sal geen ander gode voor my, langs my of agter my hê nie. Hulle mag nie naby my heiligdom kom, so wat Salomo gemaak het, toe hy begin het, en sy val het gekom, toe hy Farao se dogter in Jerusalem ingebring het. Dit is 'n diplomatieke stellingshuwelik. Dit werk nie. Dit kan nooit werk nie. 7 moontlikhede en waarskynlikhede van vloeke. Emosionele en sielkundige ineenstortings. Is heel waarskynlik 'n resultaat van 'n vloek. Jy kan dit gaan kyk in die bloedlyn gewoonlik. Dit is nie net 'n persoon wat sommer net dis nou ewe skielik nie. Enige emosionele of sielkundige ineenstorting kan jy gaan kyk. Dit is 'n resultaat heel waarskynlik van 'n vloek. Daar is ander gevalle waar vrouens moes gaan om vroue dele te verwyder en die regte hormoonbalans was nie behoue gehou nie en dan raak dit 'n bietjie boks 'n bietjie wonky. Dit is nie waar. Dit gebeur. Dit gebeur. Maar waar jy sommer luister mooi, dis nie net vrouens daar word op 'n kol word daar uitnodiging gedoen vir gebed vir vrouens met vroue probleme. En in die middel van die lyn staan 'n man. En die ou sê vir hom, wat is jou probleem? Hy sê depressie, dit moet 'n vroue ding. Dit is nie. Daar is mans, inteendeel meer mans wat ly aan bipolar as vrouens. Multiple personality disorder. Schizophrenia. Depressie. Maar al hierdie is as gevolg. Dis resultate van vloeke hierdie. Jy kan dit maar gaan kyk. Die female problems het ek moet nou vir julle gesê, dit is onvrugbaar. Al hierdie sielkundige goed wat en baie keer is dit nie 'n sielkundige goed nie, maar net goed dat mans nie verstaan nie. Dit is wat dit is. Aanhoudende finansiële tekort. Ek praat nie van jy het nie geld om vir jou merk op jou kar te sit nie. Of jy het nie geld vir 'n ekstra tank vir jou kar. Ek praat van jy is die hele tyd besig om te raap en skraap om in die lewe te bly. Jy lewe die hele tyd in armoede. Finansiële tekort met ander woorde. Dit is as gevolg, heel waarskynlik, van 'n vloek wat op jou geplaas is. Wie weet wat so ongeluksvol? Ja, ek maak dit elke keer onsself seer om sy voet staan. Accident prone. Nou hierdie mense, jy kan maar gaan kyk, gaan doen aansoek vir versekering. Hulle monitor jou. As jy iemand is wat die hele tyd 'n tor vlieg in dieselfde oog, of elke keer slaan jou vrou jou vingers van jou regterhand in die kar se deur toe, jou premium gaan bietjie hoër wees. Dit is, hulle monitor dit so. Maar hoekom gebeur seker dinge?
Dit oop deur vir vloeke. Hè? Dit oop deur vir vloeke in jou lewe. Nee, daar nie meer oop deur nie. Jy het die deur vasgeloop, dis 'n ongeluk. Ja. Dis 'n ongeluk. As jy klaar die deur vasgeloop het, is dit nie 'n oop deur nie. Dis 'n toe deur wat jy nie gesien het nie. Onthou jy het dit een keer gedoen. Ja. Toe maar baie het al. Kyk dan loop baie deur, lyk of iemand hom gooi met 'n blik wit. Vol melk. Vol melk. Jy wil nog rondkyk om te sien wie dit al gesien. Maar die melk Ongelag aan jou gees. Dan 'n geskiedenis van selfmoord of onnatuurlike dood in jou familie. Daar is 'n vloek. Daar is 'n vloek. Is it like a bloodline curse? Dad? Ja. Probably. Die moontlikheid daarvan is sterker as nie. As ons gaan kyk na prente. As jy wil 'n illustrasie van 'n vloek illustreer, hoe sal jy dit beskryf? Dit is 'n lang arm van die bose wat uit die verlede uitkom. Maak dit sin? Yes. Maak dit sin? Ja. Maar die siekte is ook, if daar is soos kanker in jou familie, en jou Yes. grandfathers en jou mothers en Ons kom by daai punt uit, dit But is ook. diabetes also runs in families. says you. Medically it's not proven. Yeah, well. Ek het al gesien 'n vloek waar die mense 'n vloek van ongeloof het dat hulle nie kan glo nie. So dit is, as jy moet illustreer, is dit 'n lang arm van boosheid wat in die verlede inkom. Jou najaag. Dit is die illustrasie van so 'n ding. Waar is die oorsprong van hierdie goed? Hoe kry ons die wortel daarvan? Hoe kry mens die wortel daarvan? Waar die Bybel sê dan jy moet die vloeke van die vaders moet jy gaan bely. Hoe kom jy daarby? Die lees van dit in die 10 gebooie, JP. Ek weet baie daarvan lees. Maar hoe kom jy daarby? You have to repent for the sins of your forefathers as well. Wat is die primêre wortel van hierdie vloeke? Waar ontstaan dit? Waar skiet hy wortel? Van die grond af. Nee, ek kan nie van die grond af skiet nie. Sonde. I don't know. Sin. I don't know. Dit is nie van die grond af. Ja, Tina. Ek jou I understood the question. Dit is van sonde, JP. Dis wanneer ons nie luister na God nie. Wanneer ons nie doen wat hy sê nie. Van ons ander gode langs hom, voor hom en agter hom het. Al erken jy Jehovah of Yahuwah, maak nie saak hoe jy hom sê nie, hy word dieselfde gespel. As die skepper van hemel en aarde. En jy het enige ander gode saam met hom. Jy gaan na fortuinvertellers toe. Jy gaan na waarsêers toe, jy gaan na toordokters toe. Dan is jy besig met okkultisme. Okkultisme is nie 'n teologiese woord nie. 'n Smart woord vir satanisme. 'n Skuilnaampie vir satanisme. Gaan ons het nou gesien in Deuteronomium, dat as jy dit doen, gaan dit met jou goed gaan. As jy dit doen, gaan dit met jou sleg gaan. Dink jy die Bybel kan 'n fout maak daar? Nee. As jy glo aan bad luck en good luck,
Daar is vloeke wat direk van God afkom. Op jou. Is dit moontlik? Noem vir my. Die goeie profeet is Saul, JP. Saul wat die bose gees Saul toegestuur het omdat hy Jy sal in die sweet van die aangesig die brood en die botters verdien. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Kry Eksodus 20. Verse 3 tot 5. Ek sê jou vandag, voor die God van hemel en aarde, dat jy kan nie hierdie pleeg sonder dat daar nie 'n vloek op jou kom nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? As jy stupid genoeg is om my te gaan toets, gaan try dit. Jy kan hierdie nie doen sonder dat daar 'n vloek op jou kom nie, lees dit. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Ek kan daar stop, gaan nie tot by 5. Jy kan nie hierdie pleeg sonder om 'n vloek op jouself te bring nie. Want dit is hoekom hier is een van die clues wat ek julle nou gesê het, daar gaan mense môre in die diens wees wat nie idee het waaroor môre se diens gaan. Hier is een van die goed wat die boervolk aan skuldig is. ja. Gaan standbeelde maak van Paul Creer, van 'n verryer soos Jan Smuts en 'n vrymeselaar gebou soos die Voortrekker Monument. Sal jy nie gebid en gesê ons gaan vir u 'n monument bou nie. Hy het gesê ons gaan vir u huis bou wat u behaag. En toe gaan bou hulle al hierdie goed met die torings en die klokke. Klink daai klok en daai horing dieselfde? Nee. Ek lees nêrens van klokke in die Bybel nie, ek lees oral van die horings. En almal se beelde. Nee, maar ek bid nou nie vir woordjie beeld nie. Jy mag dit nie hê nie. Dis hoekom die plek hier daar aan die kant Victoria Wes, tussen die Victoria Wes en Bridgetown, so 'n belaglike bespotting is Orania. Met al die volkshelde se beeldjies daar. Dis 'n afgodsdienaar plek daai. Of God help jou, of daai ding word deur 'n kaalvreter gebreek. En jy kan aan niks doen nie. Jy kan daaraan niks, die ding kan homself nie eens help nie, al blink hy hoe. Dit laat my dink aan Abraham wat by sy pa kom en sê, maar wat gaan nou hier? Wie is al die goed? Wat is goed? Nee, hierdie is die goed wat hemel en aarde geskaap het. Lang storie kort, hy gaan slaan hulle almal stuk en sy pa vra, wat maak jy? Hy sê, nee, die een het die ander doodgeslaan, want hy wou al die kos gehad. Hy sê, jy leeg man, ek het die goed gebou. Hy sê, maar jy dan vir my vertel, hierdie goed het die hemel en aarde geskaap, maar jy het hulle gebou. Jy vertraag. Jy vertraag. Jy maak die ding en dan bid jy op. Jy het hom gemaak, maar jy bid vir hom. Maar ek het nie gesê jy vertraag. Dink hy het geweet, jy brein het hom in die steek gelaat.
Dan is daar spesifieke vloeke. Maar kom ons maak klaar met God se vloeke. Afgodsdienarry. Occulties. Satanisme, boeddhisme, dit goed wat jy kan sien, hier is die resultate, maar is duister. Kinders, luister mooi. Verontagsaamheid van julle ouers. Daar staan geskrywe, eer jou vader en jou moeder. In Eksodus 20. In Efesiërs 6 sê dit is die enigste belofte met 'n gebod, sodat dit goed met jou mag gaan in die land waar die Here jou God aan jou gegee het. En dan sê hy in Prediker 30:17, lees dit. Hierdie is nie, luister mooi, die Bybel sê nie, jy moet goedkeur as jou ma of jou pa 'n afgodsdienaar is. Dis nie wat hy sê. Prediker, sorry. 30:17. Dis Proverbs. Dis Spreuke. Dis nie wat jy daar sien. Hy sê, jy moet hulle respekteer, jy moet hulle eer. Soos wat die kerk is veronderstel is om met God te doen. Maar ek hoor deesdae ouens, wel nie deesdae nie, is nou al 'n geruime tyd. God, jy moet my nou help. En dan steek hom nog hulle vingers so nie. Wie dink jy is jy, stof? En dan moet ek gaan kyk na die ouens wat ek dit gesien doen het. Lewe nie meer vandag nie. En nie een van die goed waarvoor hulle vinger in hulle gesteek het gebeur nie. Nie een nie. Hulle het niks gekry waarvoor hulle gebid het nie. En luister gou mooi vir my. Weet wat het gebeur? Ek het dit gekry. Dis van julle wat dit weet en nie gesien het. Ek het dit gekry. Dit waarvoor hulle vingers so in God se gesig gedruk het ek gekry. Vir ons kerk. Hulle het dit nooit gekry nie, hulle is dood sonder dit. Lees ek. Weet jy? Ja. 'n oog wat met die vader spot en die gehoorsaamheid van die moeder verag. Die kraaie van die dal sal dit uitpik en die kuikens van die arend sal dit opeet. Hoor julle kinders dit? Jy wat slim is met jou, of dink jy slim met jou ma of jou pa, die kraaie sal jou oë uit jou gesig uitvreet. Ek sê nie so nie. Die woord van Jahoua sê so. Die skrif sê so. Of soos wat ons like om te sê wanneer ons nou slim is. Daar staan geskrywe. Nee. Treachery, verraaieri. Wat is dit? Ja, dat jy jou medemens verraai en ook God. Jy gaan doen vals aanklag teen iemand. En God reken die persoon as sy vriend, soos wat hy gemaak het met Abraham, soos wat hy gemaak het met Moses. En dit het nooit goed uitgeloop vir ons wat dit gedoen het nie. Dan natuurlik onregverdigheid teenoor die swakkeling en die armes. Wie weet nie wat dit nie. Niemand weet. You don't know what that is. No, if I could have it in English, I probably. Injustice to the weak and poor. Okay. Wanneer jy die bietjie wat hulle het ook van hulle wegvat. Ja, daar is nie veel om te sê nie, want omdat hulle so arm is daar nie veel om te vat nie.
maar ek gaan nie tevrede wees voor ek dit het nie. Ja. Dan is daar 'n diepte waarvoor pas op moet word in vandag se kerkkultuur. Onnatuurlike seksuele omgang wat begin by bloedskande, bestialiteit, man met man, vrou met vrou. En nou hoor ek is sommer clubs en swingers en slides en ek weet nie wat daar is nie. Klink soos 'n Luna Park. 'n Park vol lunatics. Opblaaspoppe. Ja, ons maak grap oor die dinge, hierdie goed die werklikheid hoor. As jy so siek is dat jy 'n ding moet bou om jou uit te help, spaar. Gaan kry 'n facelift of 'n ding man. Gaan gym. Maak stap, wat moet keer jy? Wat moet keer jy? Dan natuurlijk antisemitisme, antisemitisme. Julle weet wat dit. Ons gaan môre gaan ons dieper in hierdie ding ingaan. Want almal het die idee hierdie is teen die Jode. Anti-Joods. Hitler was 'n antisemitist. Hy was, ja. In een respek. Maar ons sal môre dieper daarna kyk. Natuurlik om jou leiers na te jaag. Dependent. Afhanklik van die vlees. Soos wat die boervolk gemaak het. Hulle leiers nagejaag het. En sporthelde. Sit op die Sabbat en sy voor 'n rugby game op die TV. Vat alles van my weg, want net nie my rugby vat nie. Mag hy bol deur hy skreen kom en jou skoon vertraag slaan. Hoor wat se vloeke praat hierdie ou uit. Dis nie 'n vloek nie, dis my hartse begeerte as my vrek lag as ek so iets moet sê. Imagine that. Hier kom hy bol deur die skreen en hy slaat jou agter jou bottel uit. Boven jou stoel. Is dit my skuld? Ja. As jy nie daar gesit en die bol jou gemis. Ja. Of die skreen het ook geontplof. Steel en vals getuie, stealing and perjury. Wat is dit? Taking something that doesn't belong to you. Stealing and blaming someone else. Ons staan nou hier in die middel van die somer. Dis kook en warm. Ek haal my horlosie af want hy sweet aan my arm vas. Hy kom. Sy doen my sy sa. 'n maand later nooi Olga uit vir ete. Ek kyk maar hele my horlosie op hierdie kombuistafel. Ek sê die, wanneer? Agnes het hom vir my gekoop vir Vadersdag. Maar dit is nou April. Hy steel my gee skuld. Waar het hy vertel ek het hom vir hom gegee? Of hy het hom gewen of ek weet nie wat hy vertel. Wat jy vertel? Ek weet nie. Ek kan net vertel wat ek nog nie. Dan lig jy ook nog alweer. Sien jy wat se plek gee dit? Ja.
dit nou 'n Christen is, dan wil ek niks met God het te waai. Nou kry God die skuld. Nee, verkeerd. Maar nou ja. En dan natuurlik synigheid teenoor God, wat is dit? Om hom nie te seën soos wat hy jou seën nie. Hoe doen ons dit? Net so om te spandeer. Om te aanbid. Jy weet, baie mense gaan vir jou sê, jy betaal nie 'n tiendes nie. Niks daarmee te doen. Jy gee nie offer, jy sit niks geld in die offerrande nie. Waar kom jy aan hierdie goede? Churches. Malagi 3. Is dit waar jy dan kom? Want ek moet vir jou sê, daar staan nie een keer oor 'n penny geskryf in Malagi 3 nie, hoor. Ja. Hy sê, bring na my huis toe, dat daar spys in my huis kan wees. Jy kan 10 R200 note sit waar jy dit wil sit. As ek honger is, gaan ek my niks help nie. Jy kan dit eet nie. Maar as jy 10 brode gebring het, wat nie R100 kos nie, dan kan ek 'n paar mense voer, inteendeel, ons almal hier kan oral eet. Amen. Dis nou nie hamburgers nie, maar dit maak die gaatjie toe. Ja. Dit maak die gaatjie toe. En ons het fellowship terwyl ons dit doen. Geniet mekaar terwyl ons dit doen. Sy kry geestelike kos ook. En een van die dae gaan dit die geval wees, hoor. Spesifieke vloeke is wat? Weet niemand nie. Siekte en Kom ons kyk wat in die Bybel, Joshua 6. Vers 26 en 27. In die tyd het Joshua laat sweer met die woorde: vervloek is die man wat voor die aangesig van die Here wat sal opstaan om hierdie stad Jerigo op te bou. Luister mooi. Jerigo is nou verwoes, die mure het geval. Hy sê vervloek is die ou wat hierdie stad weer bou. Ten koste van sy eerstgeborene sal hy sy fondamente lê en ten koste van sy jongste seun sal hy sy poorte insit. Dan gaan hy aan en hy sê, en die Here was met Joshua en die gerig van hom het deur die hele land gegaan. So niemand kon sê ek het nie geweet nie. Per slot van sake, daar is 'n boek van Joshua in die Bybel vir 'n rede. Almal het dit geweet want dit neergeskryf. 500 jaar later, in die dae van koning Agab, wat met Jezebel getroud is. 1 Koning 16. Nie Agab, skies. Die man van Jezebel. Wie dan? 1 Konings 16 vers 34. 34 of 34? 34. In sy dae het die heel van Bethel Jerigo opgebou ten koste van Abiram, Ten koste van Abiram. Nommer 1. sy eerstgeborene. Het jy nie gesê dit gaan gebeur nie? 500 jaar voor dit. Gaan aan. Het hy sy fondament gelê en ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig. My wêreld. Maar hulle dan nou hulle vader geëer het gedoen wat hy gesê het hulle moet doen. Die punt is, dis nie hulle skuld nie. Die punt is,
Die volk, sy lippe was vol van God, maar hulle hart was ver van hom. Hulle het niks geweet van hom. Hulle het niks geweet, anders sou hulle 'n dampsuiler gemaak het. Anders sou hulle 'n dampsuiler gemaak het. Ander bronne van vloeke is by wyse van persone met autoriteit, soos die vaders. Julle verstaan die konsep van die vaders, wat aan die derde en die vierde geslag toegevoeg word aan die wat hom haat. En julle moet nou al gelees. Een baie praktische voorbeeld hiervan is, een pa sit elke oggend vir sy dogter in wag. Sy is nou 15 jaar oud, die paaitjies en goede. En een oggend raak hy so boos vir haar, hy sê, jy sal vir die rest van jou lewe ek nie hê. En hy vlieg daar uit en hy ry. Met die gevolge 20 jaar later, sy 'n mammie met haar eie kinders en sy het nog steeds ek nie. Hoekom? Haar pa toch. Haar pa was die persoon in wie sy huis hy gebly het, die persoon van autoriteit. Dit kan wees deur herders, leiers, leraars. Jy is so onnozel, jy gaan nooit niks weet nie, jy is vlak in die dak. En hierdie persoon begin dit te glo, hulle maak nooit hulle skool opvoeding klaar nie, hulle gaan nooit vir verdere opleiding nie. En toch, wanneer jy onderhoud met hierdie persoon voer, kom jy agter dat jy een van die mees intelligentste mense wat jy in jou lewe ontmoet het. Jy kan 'n gesprek hê met die persoon oor enige ding. Maar hulle is stupid. Want hulle glo dit. Dis hulle hele lewe lang vir hulle vertel. Jy is sot, that's it. Jy weet, jy gaan nooit in jou lewe nou weet. Kom kyk gou na Jakobus 3. Verse 14 tot 16. Wie dan hart en duidelik. Weet julle waar Jakobus? Dit Jakobus 3, ja. Wat is vers? 14 tot 16. Okay. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Sien julle wat sê dit daar? Hierdie hooggeleerdheid is van die duiwel. Voorbeeld. Gee my 'n voorbeeld. Wie weet wie was Oppenheimer? Ja, Harry Oppenheimer, ja. Nie Harry Oppenheimer nie, hy was 'n myner. Okay. Oppenheimer was die ou wat die H-bom. Met ander woorde die big boy en die fat boy wat op Hiroshima en Nagasaki gegooi is. Hy het hulle gebou. Want hy was 'n slim ou. By wyse van sy slimheid is daar vandag nog mense wat ly aan die nagevolge van daai twee bomme. Van die nuclear outfall. Van daai goed. Slim, hè? Chernobyl, kernkragstasie, word nie geonderhou nie. Net soos wat met Kuiper gaan gebeur in Kaapstad.
Merk maar hierdie datum, dit gaan gebeur, hoor, nie ver van nou af. Die temperatuur word nie gereguleer nie. Die ding blaas het 'n nuclear meltdown. En nou, ons praat nou van die 80's. Ja, ek was nog daar gewees. Dit was in die 80's, daar's nou nog nagevolge daarvan. Slim, hè? En dan natuurlik Kuiberg in Suid-Afrika. Briljante plan gewees. Briljante plan gewees. Dis soos jy gee vir 'n chimp 'n skoolbus om te ry. Van hier af na Pretoria toe. En jy dink daar gaan geen ongelukke plaasvind nie. 3 maande. 3 maande. Boervolk. Jy het jou vertrag gehou vir te lank. Jy het jou hoop gevestig in 'n riool. Maar dit raak gelaat. Vloeke wat deur onsself uitgeskryf. Jou zoiets gedoen? Ja. 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 Sê vir my. Sê vir my. Soos met siektes ook, dokter sê, as jy die het, dan het jy hierdie siekte, dan sê jy, ja, ek het daai siekte, en dan het jy vloek op jouself uitgespreek, want jy het geglo wat hy gesê het. Een van die redes hoekom ek kan nie onthou wanneer was ek vir 'n mediese check-up gewees nie. As ek moet vrek, dan vrek ek, kom nie vrek waar nie. Ja. Ek sal my nie blootstel aan zoiets. Jy spreek Ja, basis. maar jy moet gaan kyk na jou cholesterol. My cholesterol is in die hand van die Skepper. Geen pil gaan my ticket change nie. Hoor jy my? Jy, wou jy sê? En ja, ek sê het om die bloed van Yeshua, ek het al moedeloos geraak vir myself en dan sê ek, ja, ek kan ook niks reg doen nie, en dan kan ek niks reg doen nie. Ek het dit al gesien in my lewe. Hoekom doen ons dit? Kom ons kyk in die Bybel. Genesis 27. Genesis is die eerste boek in die Bybel, hoor? Op vers, né? 27 vers. 27. 11 tot 13. Luister gou hierso. Hier beplan Rebekka om vir Jakob geseën te kry as eersgebore. Ja, vir my. Want vir een of ander rede, ek weet nie hoekom, ek sal hom dit vra wanneer ek hom sien eendag, maar dit het nou niks met my uit te waai nie, dit worry my nie nou regtig nie. Vir een of ander rede staan daar geskrywe, God het vir Esau gehaat, maar het Jakob lief gehad. I don't know why. Maar dit is wat dit is. En Rebekka gaan en sy, ek weet nie of God 'n ander plan gehad het by wysheid waar hy dit sou gedoen het. Ek weet nie. Maar sy neem toe dinge in haar eie hande. Wat gebeur? Okay. Toe sê Jakob vir sy moeder Rebekka, kyk, my moeder Esau is 'n harige man, en ek is 'n gladde man, en miskien sal my vader my betaas, en ek sal in sy oë wees soos 'n spotter, so sou ek dan 'n vloek oor my gebring, en nie 'n seën nie. Maar sy moeder antwoord hom, Hoorie, laat jou vloek op my wees, my seun, luister net na my, en gaan haal dit vir my. in daai selfe hoofstuk, lees vir my vers 46. Verder sê Rebekka Hierdie is nou 'n tyd na dit, né?
Gaan aan. Verder sê Rebecca vir Isak, ek is moeg vir my lewe vanweë die dogters van Het. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Het, soos hulle is, uit die dogters van die land, waarvoor lewe ek dan? Ek is nie moeg vir die lewe. Ek wens ek was dood. Wie het dit al gesê? Kom ons kyk na Psalm 118, verse 16 tot 18. Ek gaan so lank Johannes 13 vers 37 lees. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek nie U nou volg nie? Ek sal my lewe vir U gee. Yeshua antwoord hom, jy sal jou lewe vir my gee? Voorwaar, let julle op. Ek sê dit tweemaal. Hy bedoel, let op. Voorwaar. Ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie 3 keer kraai, voordat jy my 3 maal, of ekskuus, die haan sal sekerlik nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het nie. Ek is hier. Regtig. Hoeveel keer het jy dit al gehoor? Brother, ek het jou. Ek sal nooit vergeet nie, ek gaan as gevolg van die feit dat mense hierdie dalk sien wat dalk familie van die persoon kan wees. Destyds, toe my pa verraai was in die bediening, toe staan 'n man voor hom en hy sê, Ewie, ek het jou, ek sien jou vanaand. Weet julle wat gebeur? 20 jaar later het ons hom een oggend gesien. Toe kom hy terug. 20 jaar later. Ek het jou. Jy het my nie, jou eentjie is te klein. Die regterhand van die Here verhef. Die regterhand van die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die Here vertel. Die Here het my hart gekastei, maar my aan die dood nie oorgegee nie. Waarom is dit nou nie besig? Jy sien met hierdie al die negatiewe goed, is jy besig om die gees van dood in te nooi. En hier is 'n perd wat homself nie 2 keer laat nooi nie, hoor. Hier sê Dawid, het my hart geslaan. Maar ek sal lewe en ek sal nie sterwe nie. Johan, of jy my het of nie, ek sal lewe, ek sal nie sterwe nie. Totdat hy so besluit. Amen. Waarom kan ek nie nou volg nie? En voordat die haan 3 keer kry het, gaan jy sê, dat jy my nie ken nie, Petrus. En dan gebeur daar iets. Matteus 26. Kry iemand Matteus 26 en iemand Johannes 21. 26 vers 75.
dadelik het die haan gekraai en Petrus het die woord van Yeshua onthou wat hy vir hom gesê het. Voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Dit het gebeur. Jy sien, met sy groot bek het hy 'n vloek oor homself uitgespreek. En dit is aan hom bevestig en bekend gemaak deur die seun van die God wat hemel en aarde geskaap het. En dan gebeur daar iets. Wie Johannes 21. Yes. Van vers 15 tot 17. Toe hulle dan klaar was met die môreete van Yeshua, van vir Simon Petrus, Simon seun van Jona, het jy my so waarlik lief, maar meer as hulle hier, hy antwoord hom, ja Here. Wat vra jy? Jy sê, het jy my waarlik lief? Een keer. Anna. Ja Here, u weet dat ek u lief het, hy sê vir hom, laat my lammes wy. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? 2 maal. Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom weer die derde maal, Simon seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, maar het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Yeshua sê vir hom, laat my skape wy. Hoekom raak jy bedroef die derde keer? Jy weet dat Yeshua verloon. 3 keer. 3 keer. 3 keer. Die eerste 2 keer antwoord hy weer, behalve arrogant. Nee, jy weet. Maar die derde keer het hy bewoog geraak en gesê, Here, u weet alles. U weet alles. Jy sien vir elke keer wat jy gesê het, ek wens dit vrek, moet jy gaan en gaan lewe kry van hom af. Ek was altyd onder die indruk gewees. Here, vergewe my sonde. Hierdie is dinge wat ek nie van weet. Jy laat val miskien 'n knoop, of jy vererg jou vir 'n taxi drywer. Wat nou nie hierdie week my gebeur het nie, want ek het nie veel gery die week. Maar daar is goed wat gebeur wanneer jy jouself blootstel waarvoor jy moet gaan vergifnis vra en wegdraai daarvan. Dis wat bekering beteken. Bekeer is keer weg van daar waar jy heen gaan. Draai om en gaan terug. Daar word vir 'n kerk in Openbaring gesê, hierdie en daardie doen julle alles baie smart. Maar julle eerste liefde het julle verloor. Gaan doen die dinge wat julle eerste gedoen het. Want dit is wat my behaag het. Kom ek kyk gou na Psalm 118 vers 17. En luister nou mooi wat gesê word. Ons het hom nou gelees. Luister mooi wat sê hy hierso. Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die Here vertel. Moenie dood oor jouself uitspreek. Jy vervloek jouself en dan wonder jy hoekom gaan dit sleg met my. Al sê ander vir jou wat, dis nie jou skepper daai. Daai ou beheer nie sy volgende hart klop nie. Terwyl hy besig is om hy rabbies oor jou te praat, kan hy vrek neerslaan. As jy jou gaan steur aan dit wat mense van jou dink of sê, of aan jou doen die hele tyd,
dan is jy besig om jou oë weg te draai van die Skepper af. En jy is besig om erkenning te gee aan die skepsel sy opinie omtrent jou. En dit maak niks saak in die ewigheid. Niks, nie 'n ding. Wat se ander vloeke kan ons na kyk? Waarvan weet julle nog? Armoede. Ja, dit is armoede is so by. Vloek op 'n volksvloek. Of Verbondbreek. Onskriftuurlike, ongoddelike verbonde. Of genootskappe. Soos wat? Freemasonry. Illuminati. Goed waarin jy moet basies jouself verkoop om aan deel te wees. Omdat dit te geheim is. Daar is 30 jaar terug 'n boek, nee, meer as 30 jaar terug, seker 50 jaar terug al. Dit was toe al 30 jaar kennis gewees, dat niks in Freemasonry is eintlik geheim nie. Dis hoe diep geïnfiltreer hulle was. Hoe raak jy betrokke met hierdie tipe van goed? Jy sal so en so en so doen, as jy so en so en so kry. Is dit nie reg nie? Ja. Dan kom met jou met 'n soetsappige storie. Dit hoekom ek het altyd gesê, ook dat celebrities, party van hulle moet hulle self verkoop het vir dit bietjie fyn. Jou bakkie wat hier buite staan, hè? Ja. Kom hier sleutel. Ek het hom door. Kom na sleutel. Goed. Kom moet ek so sê. Sit daar bakkie op Marketplace. Ek soek 80 vol. Sit daar bakkie op Marketplace, ek soek 80 vol. Doen nie. Ja, ek gewoon is besig, skus. Die telefoon is nie besig. Ek wil dit self doen na die diens. JP, kry ook vloeke wat mense nie kan glo in God nie. Jy vang glad nie wat hier aangaan nie. Jy vang glad nie wat hier aangaan nie. Daai bakkie behoort aan haar, behoort nie aan my nie, hoe kan ek hom verkoop? Ja, Jou siel behoort nie aan jou nie, hoe kan jy hom verkoop? ja, dis waar. Ja, okay. Verstaan ek. Net bedrog. Maar hy sê die sleutel. Dan natuurlik, kom ons kyk vir aan Eksodus 23. Vers 32 en 33. Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie. Dit is wat hierdie secret societies alles oor gaan. Gaan dit? Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen my te sondig nie, want jy sal hulle gode dien, ja, dit sal vir jou 'n stryk wees. Van die skieligheid, Die kerk is die kerk leeg en die tronke vol. Ja, dis die waarheid. Dis nou gou die skieligheid in die kerk het vir my sê. En by wyse van volke verbonde. Ons kan gaan kyk in Eksodus, Levitikus 19. Vers 26 tot 28.
Julle mag niks met bloed en al eet nie. Julle mag nie met verklaring van voortekens of golery omgaan nie. Nou hier word gepraat spesifiek van in sekere kulture kry jy ek kan nie nou op die Afrikaanse woord kom nie, maar die Engelse woord initiation. Jy word voorgestel. Jy word voorgestel. Nou, 'n ruk terug, seker so 3 of 4 jaar terug, kies ek laag. Maar daar was 'n klomp een van die stamme hier in Suid-Afrika wat gegaan het, hulle word ook besny en goed. Maar dit is nou heeltemal 'n onbybelse ding. Dis wanneer hulle nou tieners word en laat iets vreeslik verkeerd geloop het. Dit het toe nou nie so goed gegaan met almal. O, dis 'n competition. Ja. Ja. Dinge het toe nou nie so smart uitgeloop so hulle nou gehoop het. Maar dit daar gelaat. Kom ons gaan aan. Julle mag die rand van julle hoofhare nie rondaf wegskeer nie. Ook mag jy die rand van jou baard nie skend nie. Julle mag ook ter wille van 'n dooie geen snye in julle vlees maak nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die Here. Amen. Daar is tattoos en snye en poeiers onder die vel waarvan daar gepraat word. Ingeprinte prente, is dit wat daar staan? Ja, ingeprikte, ja. Ingeprikte tekeninge. Ingeprikte tekeninge, dis 'n tattoo. As jy dit nie weet nie, is jy 'n gaskop. Hoe vergewe die Here jou daarvoor, pastoor? As jy dit gedoen het voor jou bekering, dan vergewe hy jou. Maar as jy gaan en verklaar dat ek is nou kind van God, ek laat my doop en goed, en jy laat dit dan doen, dan het die bekering niks beteken, dan het die doop niks beteken. Ek het 'n ou saam in die Bible College gehad, smarte, goeie vriende gewees. Hy kom, het 1 keer 'n maand gegaan, vir 'n naweek. Hy kom met 3 sulke streepies, met 3 kruisies op die middelste streepie, met WJD, what would Jesus do? Ek sê, van wat jy, hy sê, nee, dit is, ek sê, waarvoor hy sê, what would Jesus do? En ek sê, definitely not that. Hy het nie op woord teruggesê. Joyce Meyer het nou 80 geword. Sy het 'n kruis op haar rug wat sê, I belong to Jesus, nou op haar gelaat het. When you're 80, but it's insane. Whether you're 8 or 80, It shouldn't be done. jy kan nie 'n tattoo laat sê, I belong to Jesus, nou. Yeah. You belong in a loony bin. That's where you belong. Yeah. As dit jou idee nie lewe is. Dan natuurlik deur towery. Dit is, ja, Deuteronomium 18. Towery en heksery. Afgesien van of jy nou kerk toe gaan elke Sondag. Dit is met gelowe soos voodoo en Santeria en klein katholikisme, waar in al hierdie goed plaasvind. Het jy dit al? Ja, 18 vers. 10 tot 12. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met 'n waarseery, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan. Luister gou oomblik vir my. Het julle gehoor daar dat die kinders mag deur die vuur gaan?
Ola. Wat dink julle word met die liggaampies van geaborteerde kinders gedoen? Word verbrand. Dit wat nie sommer net in die asblik gegooi word nie. Word verbrand. Dit is offers aan Satan self. Dit het nog nooit in die geskiedenis van hierdie wêreld soveel gebeur soos wat nou gebeur. Die bloedskending en vloeiing van die onskuldiges. Gaan aan. Dis ek skryf nie goed. Abortie, luister baie mooi vir my. Daar kan gevalle wees waar vrouens vir my kan sê, ja, maar jy's 'n man, jy kan nie verkragt word en swanger raak nie. Ja, ek stem saam. Gaan maak die verkragter dood, nie die kind nie. En as jy dan nie kans sien vir die kind nie, ek is seker, jy sal iemand kry wat kans sien daarvoor. En ek sê dit nie genadeloos nie. Vir die dood van die verkragter, I'm all for that. Inteendeel. Ek het al 'n paar plannetjies uitgedink om dit lekker en stadig te doen. Maar die kind vermoord, jy kan nie 'n aborsie pleeg of doen. Doen of laat doen. Op jouself of op iemand anders. Sonder dat daar 'n vloek op jou kom. Hoor jy my? Of wat met beswering omgaan, of wat 'n gees van afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel. En om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Uit die kerk uit. Uit die huis van die Here uit, nie die kerk nie. Ek verfoei eintlik die woord kerk. Hulle mag nie saam met jou aan tafel sit nie. Jy mag nie eens in dieselfde, as jy sien hy kom aangeloop, moet jy aan die ander kant van die straat gaan loop, het jy dit geweet? Ja. Dit staan in die Bybel. As jy besig met 'n vrek van die honger, mag jy nie jou kos met hom deel nie, het jy dit geweet? Dit staan in die Bybel. Het jy dit geweet? Amen. Weet jy hoekom weet jy dit nie? Want jy lees nie jou Bybel nie. En met dit alles gesê, met wie het ten minste een van hierdie goed wat nou tot nou toe genoem is, al gebeur? Niemand? Ja, baie. Ja. Steek julle hande op, kom ek vra so, steek julle hande op wat niks weet wat hier aangegaan het nie. Met ander woorde, almal hier was al blootgestel daaraan, en het heel waarskynlik die gewig van 'n vloek op jou, of jy dit weet of nie. Wat maak jy? Jy moet dit bely en... Jy weet dit af? Nee. Weet my hoe? Deel met hom. Hoe? Praat jy ons hier om mekaar te onskraag en te leer en te vermaak? Te praat met iemand. Wat maak ons? Jy moet God vra om die Gees te stuur om jou te help. Amen. For your forefathers' sins as well as the sins that you did before. Wat het jou voorvader doen? You wouldn't know. I know what my Hulle father did. Hulle het God verloor. My dad's dad didn't live very long. He died in war.
Met daai sondes bely. Volgens my Bybel. Ek dink wie het nog Bybels nie. Maak dit 'n gewoonte om met julle Bybelkerk te kom. As jy in die army opgedaag het op 'n paradegrond sonder jou geweer. Hey, papa. Jy was in die army. Behalwe vir my is dit een ander. Jou bloedgroep sal verander daai selfde dag. Amen. Veral as jy in die eenheid was waar ek was. Wat het die een langs jou? Hè? Ek was het die een langs jou. Ja. Ek het net my basies in een valskerm gedoen. Ek het met die res van my tyd was ek in 3-2 gewees. Wat? Ek het net dit basies te doen en daar. Kom ons kyk gou. Lukas 10. Is daar hoop vir julle wat onder 'n vloek is? Is daar hoop vir ons wat onder 'n vloek is? Ja. Amen. Waar begin die hoop? Yeshua. Kom ek skok jou vandag, dit begin nie by Yeshua nie. Ja, begin met jou. Dit begin by Hebreërs 10 vers 25. Ja. Lees dit. Moenie jy wat die plek het, jou plek verloor nie, kry iemand anders dit. Hebreërs Hierso. Nou, Jesu. 10 25. Het hom. Lees hom hard en duidelik. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Laat ons mekaar vermaan en dis te meer na mate julle dag sien naderkom. Want as ons opsetlik Sondag nadat ons die Jy sien, jy kom nie kerk toe nie. En as jy kom, kom ek met 'n voorwaarde en ek doen dit opsetlik sê hy. Amen. En so 'n paar versies aan, ek dink ek 31 sê, weet die een wat val in die hand van die lewende God. Dis 'n vloek. Ja. Dis 'n vloek. Dis waar die ding begin. Yeshua gee ons mag oor die vyand. Glo jy dit? Amen. Lukas 10:18 tot 20. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En niks sal julle ooit skade doen nie. Jy het gehoor. Ja. Lees sommer die volgende vers op. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskrywe is. Het julle gehoor as oorwinning? Amen. Vat mekaar se nommers. Julle Andre, gaan speel. Tyd. Het julle gehoor dat daar oorwinning is? Ja. Hy gee aan jou mag om wat te doen. Praat. Slange en skorpioene te trap. Maar dan is ons mos reg, ons bly brap aan, nie seker goed nie. Ons is die kop en hulle is die ster. Slag. Ek weet nie waarvan jy nou praat nie. Ek gaan net altyd dat daar sê, soos pastoor met die mekaar. Dan word vir jou autoriteit oor die vyand gegee. Kry Deuteronomium 7. Pas op vir die woord. 25 en 26. Ja.
Die gesmeede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand. Die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verskrik raak nie, want dit is vir die Here jou God 'n gruwel. En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie. Jy moet daar heeltemal 'n afskeid van hê en dit geheel en al as gruwel beskou, want dit is onder die banvloek. Jy mag dit nie hê. Dis onder die banvloek. Weet jy wat is die banvloek? Die banvloek is daar waar dit gekry word, mag niks lewe nie. Met ander woorde, as dit in jou huis gekry word, verdien jy die dood. Hoor jy dit? Verstaan jy dit? Yes. Dit is jou plig om jou huis en jou erf skoon te maak en dit heilig te hou. Hoe breek ons hierdie geslagsvloeke? Ekskuus pastoor, die geslags. So moet die video kry, hierdie ding is nou al meer as halfpad deur. Hoe breek jy geslags- en bloedlijnvloeke? Okay. Bely daai Here, Nommer 1, wees gehoorsaam. Amen. Jy mag geen ander gode voor my, langs my of agter my hê nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie. Jy mag hulle nie hê nie. Galasiërs 3. Pastoor, weet hierdie vrouens en mans wat hierdie territories het en al die rubbish aanvang, gebruik hulle gewone speelkaarte ook vir sulke goed? Ja. Okay, so, 2 keer nou was my kind speelkaarte gegee met daai mense kom wat hulle persente uitdeel 1 keer 'n jaar. Ek sal vir my so raak. Ek wil net weet. Galasiërs 3. Verse 13 en 14. Wees gehoorsaam. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Yeshua, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Efesiërs 1:7 tot 10. En hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Jy moet gehoorsaam wees. Doen wat hy sê. Jy kan gaan kyk selfs na Kolossense hoofstuk 1, die hele Lukas hoofstuk 10, hierdie wil ek gou vir julle lees, 1 Johannes 3:8. Hy wat die sonde doen is uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Dis hoekom hy gekom het. Skus, Shapie, Kolossense, skus. Ja. Daar is geen ander vers wat vir jou sê hoekom Yeshua gekom het. Is dat? Is dat?
Nou, hoekom kry jy al hierdie simpel antwoorde van, hoekom het dit gebeur? Sodat ek hemel toe moet gaan. Sodat my sondes vergewe kan word. Sodat dat. Die Bybel sê, vir hierdie doel het die Seun van God gekom om die werke van die duiwel te verbreek. Finish en klaar, hom bang. Sonder die werke is jy losgekoop. En omdat jy losgekoop is die werke verbreek. Sal iets wat jy nie verstaan. Wat is die kragtigste gebed wat daar is om 'n vloek te breek? Die opregte gebed van die regverdige dra baie krag in die Bybel. Okay. Nommer 2, verklaring en bely om Markus 8:38. Tweede boek in die Nuwe Testament. Om te som lees, sorry man. Sorry. Markus 8 vers 38. Okay. Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspellige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam wanneer hy hom in heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Met ander woorde, as jy jou voor mense vir hom skaam, sal hy voor sy Vader vir jou skaam. En dan sê hy 'n kort versie in Johannes 14 vers 15, en sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Dis die bewys dat jy my lief het, finies en klaar. Nie gee kos vir die armes nie. Nie bou kerke nie. Nie koop vir die pastoor en die vikar nie. Niks. As jy my lief het, bewaar my gebooie. Klaar, boem, bang, klaar. Nommer 3. Bely enige sonde, gepleeg deur jouself of deur jou voorvaders. Nou, ons kan nie verantwoordelik gehou word vir die sonde wat ons voorvaders gedoen het nie. Maar ons kan geaffekteer word daardeur. By wyse van assosiasie. Of jy daarvan weet of nie. Hoe? So besien in geval net te cover your basis, want hoe kan jy sê dat jou voorvaders aangeval het? Dit kan veral gebeur as jy kennis dra daarvan. Kry verlossing daarvan. Veral okkultisme. Waarsêry, teeblare lees. Palmlesery. Kaarte lees. Hierdie word deur Christene gedoen. Kinders van die lig. Maar daar is geen lig onder die brug. Wat sê julle sê nommer 4? Wat sê die Bybel? Markus 11. Vers 25 en 26. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is,
ook julle oortredinge nie vergewe nie. Vergewe mekaar. En vergewe jouself. Vergewe jouself. En almal anders wat jou te nagekom het. Daar is 'n simpel gebed om te bid hiervoor. Wie hierso voel nie, weet dat daar is een of ander ding wat hier genoem is vandag, wat op my is. Die res wat nie so lang opgeteken, die staan op begin uit. Die res wat nie hande opgeteken, die staan op begin uit. Julle is alright, julle gaan nie moet doen. Staan op begin uit. Wat gaan nou aan? Of julle lieg, of julle is bang. Die 6 hande opgegaan. Hoekom gaan die res van julle nie uit nie? Julle is mos sharp. Gaan maak disippels van alle nasies. Gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om te onderhou alles wat hy ons geleer het om te onderhou. Gaan. Hoekom waai julle nie? Antwoord my. Het nie een die ruggraat om my te antwoord nie. Dat het gelieg. Maar is dit nie een van die resultate van die vloeke hier gewees nie? Jy sit in lief. Jy sit in lief. En dan wil jy wonder hoe gaan het sleg meer. En toe jy uitgejaag word, toe dog jy oor my, al val die pap op die vloer. Nou gaan ek arm bly. Nou gaan ek siek bly. Wie hier weet dat ten minste een van hierdie goed wat vandag genoem is, op hulle is? Ja. Staan op. Ek gaan 'n ding doen heeltemal buite my karakter vandag. Heeltemal buite my karakter. Sit neer julle goed. Steek julle hande op en maak julle oë toe. En bid agter my aan. Yeshua Mashiach, ek glo. Yeshua Mashiach, ek glo dat U die seun van Abba Yahuwah is. dat U die seun van Abba Yahuwah is. En die enigste weg na my Enigste- hemelse Vader. En die enigste weg na die Vader. Dat U vir my sonde gesterf het op die kruis van Golgotha. En dat U vir my gesterf het op die kruis van Golgotha. Dat U weer na 3 dae opgestaan het uit die dood. Dat U weer na 3 dae opgestaan het uit die dood. Op daardie kruis was U 'n vloek gemaak vir elke vloek wat ek verdien. Op die kruis het U gemaak. Sodat ek verlos mag en sal wees van die vloeke. Sodat ek verlos vloeke En ingaan in U seëninge. en ingaan in die seëninge. Vader, ek bely enige sonde gepleeg deur my Vader, ek verklaar enige sonde gepleeg teen my of deur my voorvader. of teen my voorvaders. Ek smeek U Ek vergifnis. smeek U vir vergifnis. So vergewe ek ook So vergewe ek ook elke persoon wat ooit teen my elke persoon wat teen my gesondig het, gesondig het,
my te nagekom het my te nagekom het en my skade berokken het. en my skade berokken het. Ek vergewe hulle, Ek vergewe hulle, ek spreek hulle vry, ek spreek hulle vry, soos wat ek U gevra het om met my te doen. soos wat ek gevra het om met my te doen. Vader, so vergewe ek ook myself. So vergewe ek ook myself. Ek verloon enige okkultiese kontak Ek verloon kultiese kontak in enige vorm hoegenaamd. in enige vorm hoegenaamd. Ek lê my daarop toe Ek lê my daarop toe om ontslae te raak van enige bose kontakvoorwerpe, om versaad te raak van enige gebose op kontak, hoegenaamd, of dit erfstukke is of wat. hoegenaamd of het erfstukke is of enigiets. Vader, Vader, nou deur my absolute geloof en vertroue in en op U, vanuit nou ontvang en dank ek U ontvang en dank ek U vir my totale verlossing my totale verlossing en bevryding en bevryding van alle vloeke. van alle vloeke. Ek dank U Ek dank U dat ek nou deel het dat ek deel het aan al die seëninge van Abraham. aan al die seëninge van Abraham. Ek dank U Ek dank U dat U my altyd hoor wanneer ek bid, want dat U my altyd hoor wanneer ek bid. in die naam van my koning Yeshua. In naam van my koning Yeshua. Amen. 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 Daar is 'n verklaring wat saam met hierdie gaan. Daar is 'n verklaring wat saam met hierdie gaan. Ons verklaring hier van hierdie groep wat vandag hier is die: deur die offer wat gemaak is deur Yeshua op die kruis, het ons uitgetrek onder enige vloek en ingetrek onder al die seëninge van Abraham, vir wie Jahoe geseën het in alle dinge. En wat se dinge? Alle dinge! As jy hierdie glo vandag, sal dit waarna jy vat voorspoedig wees tot die laaste asem wat jy uitblaas. Verstaan jy my mooi? En dit is dit. Wie wil vir ons afsluit? Is daar enige vraag? Is daar enige stelling? Nee. Ons kan afsluit. Wil jy iets gevra? Nee, ek wil bid. Bid. Ons almagtige Vader, Abba Jahoe, ons kom na U toe in Yeshua se naam en ons kom sê vir U dankie dat ons so geseënd is om U te ken by naam, my Vader. Dat U ons geseën het met die Katosroag. U ons geseën het met Yeshua as verlosser. Sê vir U dankie dat ons geseënd is, dat ons hier kan wees vanaand. Dit wat ons geleer het, vra U om saam met ieder en elkeen van ons te wees in die tyd wat voor lê, my Vader, sodat ons kan identifiseer waar die vloeke is, my Vader, en gee ons die krag om dit uit te delg, daar waar die wortel skiet, my Vader. Ek sê vir U dankie daarvoor, my Vader, dat U altyd getrou is en dat ons kan vertrou op U en op U Gees en op U Seun. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Amen.